is hier, beweeg jy tussen ons. Ek buig voor U, ek buig voor U. U is hier, maar werk jy in U plan. Ek buig voor U, ek buig voor U. Vriende, God is in ons midde. Van julle is bewus van dit, jy kan God se teenwoordigheid voel. Van julle voel dit dalk nie. Die feit bly staan, God is elke oomblik van elke dag met ons. Ek sal nooit vergeet nie, toe my dogters klein was, as ek van die werk afkom in die middag, dan kom by die huis, en hulle hoor my, het hulle alles wat hulle doen laat staan, en opgewonde na my toe gehardloop, my so om my bene gryp, my gedruk en sê, papa is hier. Wanneer laas jy in God se teenwoordigheid gesê, kom ek los alles, papa, U is hier. Vriende, wat as Jesus vandag nou by hierdie plek instap? Jy kan hom sien, jy kan hom hoor, jy kan hom vat. Hoe gaan jy reageer? Ek wil vra, daar waar ons staan, maak jou oë toe. Kom ons raak bewus van God se teenwoordigheid, want hy is hier. Hy is om elkeen van ons aan te raak. Daar waar jy staan, dink vir jouself, hoe gaan jy reageer? Niemand om jou kan jou sien nie, almal se oë is toe. Moses het op sy gesig geval voor God. Dalk wil jy hande opsteek, dalk wil jy kniel. So kom ons gebruik hierdie oomblik en fokus net op God. U wees voor as myne, Here, heilige Here, laat U weer op myne wees. Vader God, U is heilig. U is hier. U is met ons. Vergewe ons partykeer nie eens bewus is daarvan dat ons so besig is. En so met ons lewens net jaag. Dankie vir U liefde. Dankie vir die grootheid. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Amen. As Jesus hier instap, gaan daar een van twee goed wees wat by jou gaan gebeur. Twee reaksies. Jy gaan of in verwondering wees, of jy gaan net soos, okay, hy is hier. Vriende, God is groot, God is heilig. Sy heiligheid is nie net 'n kenmerk van hom, dis sy hele wese, dis wie hy is. En sy heiligheid nooi ons uit, of gee ons 'n rede om te aanbid, om hom te worship. Sal ek jou volgende vra, kom ons gee ons lewens, kom ons gee ons harte. As ons worship is net 'n lied wat ons sing nie. Dis om te sê, maar ek gee eer, ek gee oorgawe aan God, die enigste ware heilige God. So ek wil vra, kom ons sluit af van die laaste twee liedere en ons aanbid God vir wie hy is. Here
Ek sal U loof met my hele hart en U teenwoordigheid te lied sing tot die eer en neerbuig voor U troon en U het my geroep gehoor en U bly steeds getrou. Ek sal U altyd lief hê want U is in my lewe. U is die bron van al my krag, die rots by wie ek skuil, die eerste van my hart, voleindiger van my geloof. Ek prys U naam, o Heer, en ek hef my hande hoog. U is al wat ek begeer, U is koning, Jesus, ek gee my hart, ek lê my lewe neer, ek vul my met die Gees, en hoor my weer hier, ek leef met die woord, en elke wapen die in my val, U is my rots. En U is heilig Heer. Ek sal U loof met my hele hart en met teenwoordigheid te lied sing tot die eer, my neerbuig voor U troon, want U het my geroep gehoor en U bly steeds getrou. Ek sal U altyd lief hê want U is in my lewe. U is die bron van al my krag, die rots by wie ek skuil, die eerste van my hart, voleindiger van my geloof. Ek prys U naam, o Heer, en ek hef my hande hoog. U is al wat ek begeer, U is koning, Jesus, ek gee my hart, ek lê my lewe neer, ek vul my met die Gees, en hoor my weer hier, ek leef met die woord, en elke wapen die in my val, U is my rots. En U is heilig Heer. U is heilig Heer. U is heilig, U is heilig Heer. U is heilig Heer. Ek gee my hart, ek lê my lewe neer, vul my met die Gees, en hoor my weer hier. Ek lê my met U woord, en elke wapen die in my val, U is my rots. En U is heilig Heer. Here, ons aanbid U vir U grootheid, vir U heiligheid, vir U almag. Maar Here, nog meer dat U vir ons lief is, dat U met alles met ons wil connect, net waar ons is. Dankie, Here. Dit gaan ons verstand te bowe, dat U regtig U wil self wil bemoei met ons. Dankie vir U genade. Ons is baie lief vir U. Amen. Wil ek julle plekke inneem? Vriende, God is werklik hier. Ek kan net namens myself praat. Baie keer stop my vooropgestelde idees, of hoe ek groot gemaak is, of die denominasie waarin ek groot geword is, of dit wat vir my gemaklik is, my 'n prentjie of 'n boksie waarin ek God wil sit om te sê, maar God pas hier in. Enigiets anders is vir my ongemaklik, enigiets anders is vir my vreemd. Maar dit vat nie weg dat God teenwoordig is nie.
Ek kan vir myself sê, ek glo nie die aarde draai nie. Ek voel nie die aarde draai nie. Dis net 'n storie die aarde draai. Die realiteit is die aarde bly draai. Een keer elke dag is dit oggend en is aand en die aarde draai. Jy kan ook sê, Jan, julle kan dit goed doen, is weird. Vriende, God is teenwoordig in elke oomblik van jou lewe. Maar die waarheid is, hy wil met jou connect, hy wil met jou verhouding hê, 'n intieme verhouding. Hy sien jou teenwoordigheid om jou te oordeel nie, om jou te straf nie. Hy sien teenwoordigheid wat met jou verhouding hê. En hoe vinniger ek en jy daarvoor kan oop wees om te sê, Here, hier is ek, U is heilig, ek gee oor, ek gee my hart, ek gee my lewe, vorm my, maak my net soos wat U wil. Ek het in die week toe ek voorberei net weer besef hoe groot God is. Mense veral as jy na die skepping kyk. 'n Rispe het 228 spiere in sy kop. Jou bloed pomp in jou liggaam, jou hart pomp, die drukking waar die bloed pomp in jou liggaam is so sterk dat dit 9 meter in lug in sal opspuit as daar ergens 'n opening is. Het jy geweet dat God soveel sterrestelsels geskep het? Nog meer as dit, dink net bietjie daaraan hoe kreatief God is. Daar's 2000 verskillende soorte bome in 'n 2 km vierkante meter in die Amazone. Hy het nie nodig om dit te gedoen het, maar hy het. Het jy al gesien dat God elkeen van ons 'n ander lag gegee het? Niemand lag dieselfde nie. Dink 'n bietjie aan jou vriende of daai wat snork en daai wat blaas en daai wat maak of wat ook al as hulle lag. Elkeen van ons lag anderster. God het ons elkeen uniek geskape. Daar is meer as 4000 sterrestelsels wat hulle van weet. Dawid skryf in Psalm 19, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Daarom kan ons nie anders as om God te aanbid nie. Daarom kan ons nie anders om te sê, maar God is almagtig, God is groot, God is heilig, God is volmaak. En daarom gee ons vir hom ons lewens, daarom gee ons vir ons harte. Dis die amazing ding, jy het 'n vrye wil, jy het 'n keuse of jy dit wil doen. Jy het 'n keuse of jy wil erken dat God in jou lewe is of met jou 'n verhouding wil. Jy het 'n keuse om te kies of jy met hom 'n verhouding wil wees. Jy het 'n keuse om te sê, maar wil ek my hart en my lewe werklik waar totaal aan oorgee of wil ek my eie goed doen? En net op 'n paar plekke die Here inkry soos 'n kar se spaarwiel. Wanneer dit moeilik gaan, dan kry ek die spaarwiel, die Here 'n bietjie help en stuk hom terug. Maar die Here wil die stuurwiel in jou lewe wees. Die Here wil jou lewe stuur. Ons is besig met 'n reeks, die leringe van 'n rebel. En Jesus was gesien as 'n rebel oor die goed wat hy gedoen het en die goed wat hy gesê het toe op aarde was. En ek het baie belangrik dat ons moet verstaan, en dalk sê ek vir jou iets wat jy al lankal weet, maar vir my is dit net belangrik dat ons moet verstaan dat Jesus het nie gekom in die Nuwe Testament nie. Jesus het nie ontstaan toe hy gebore is in Bethlehem nie. Jesus is van die begin af by die skepping. Jesus is deel van die drie eenheid. Van die skepping af, Johannes begin om te sê, die woord was met ons en die woord was by God. Van die begin af was Jesus deel van die skepping, sy drie eenheid. Hy is God. Paulus skryf in Filippense 2, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarna hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Is ook belangrik om te verstaan, toe Jesus 'n mens geword het, was hy ten volle mens en ten volle God. Baie mense sê, ja, maar Jesus is nie so rarig gelei aan die kruis nie, want hy was God gewees. Hy was ten volle God en ten volle mens. John Ortberg skryf dit so mooi, Jesus had to be fully God to be able to bridge the gap between humanity and the divine. Jesus het gesterf sonder sonde. Hy was God. And fully human to be able to identify and understand human suffering. Daarom is Jesus ook heilig. Hy was nie net 'n profeet gewees, of 'n goeie mens gewees, of ergens in die geskiedenis gewees van iemand wat mooi geleef het nie. Hy het gekom om vir ons te wys, hoe leef ek in 'n verhouding met God? Hoe leef ek 'n lewe van aanbidding? Hoe word ek heilig? Ek en my vrou Lenet is besig om die reeks te kyk, The Chosen, en dit is my so mooi hoe die ou die hele karakters opbou. Ek identifiseer nog altyd met Petrus, en hoe hy net nie dink voordat hy praat nie, en hoe hy stupid goeders doen en als, en hoe hulle net die karakters bou, maar wat vir my baie uitgestaan het is, dink mooi daaraan, hier kom 'n wildvreemde persoon, en hy staan voor en hy sê, volg my, en hulle laat staan alles waarmee hulle besig is, en hulle volg hom.
As Jesus hulle uitnooi om te volg, beteken nie dat jy gaan hulle om fisies volg nie, maar jy laat jou hele lewe, alles wat staan waar jy besig is, en jy gee jou lewe om hom te volg. Jesus nooi ons elkeen om hom te volg, om in sy weë te wandel, om God se wil te doen vir ons lewens. Dis 'n uitnodiging om saam met hom te loop, maar nog meer is 'n uitnodiging om 'n gehoorsaamheid ons lewens saam met hom te leef. Dit was 'n roeping geweest om jou hele lewe agter te laat, 'n nuwe manier van lewe omhels, en jouself te wy in 'n verhouding met God, deur geloof, opoffering en 'n radikale verandering in jou lewe. Jesus het baie radikale goed gesê toe hy op aarde was, en in die hele reeks het ons op 'n paar van dit gefokus. Hy sê byvoorbeeld in Matteus 5 vers 38, julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, julle moet julle nie aan kwaadwillige mense verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Matteus 16 sê, as iemand agter my aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Om Jesus te volg is meer as 'n titel om te sê ek is 'n Christen. Die woord Christen kom net 3 keer in die Bybel voor. Die woord disipel kom 269 keer voor. 'n Disipel is 'n gedissiplineerde leerling. 'n Vakleerling kan nie net sit aan die een kant en notas neem of video's kyk wat sy mentor doen nie. Hy moet gaan en kyk presies wat sy mentor doen, hom volg. Hy moet dit saam met hom doen. Want die einddoel is, hy moet op die einde self kan doen wat sy mentor hom geleer het. Om Jesus te volg beteken, ek gee my hele hart oor, ek gee my hele wese oor. Dit gaan net oor om nakom van rituele nie. Dit gaan nie net om te sê, maar okay, Jesus is daar en af en toe as dit my pas, sal ek hom ergens inpas. Dalk 'n uur op 'n Sondag, dalk 'n rukkie hier. Dit is 'n totale oorgawe. In daai tyd het hulle gepraat, dis om te sê dat as jy 'n rabbi gevolg het, moes jy so naby om te wees, om te kyk dat jy niets mis nie, dat sy sandale se stof moet op jou voete wees, so naby loop jy aan hom. Michael Slaughter skryf in sy boek, Renegade Gospel, when I confess that Jesus is the Messiah, the Son of God, I commit to follow him in a lifestyle of sacrificial service, walking the dust of my rabbi. Whatever my rabbi values, I value. Whatever my rabbi thinks about God, I think about God. Whatever my rabbi thinks of people, I think of people. I act like my rabbi, talk like my rabbi, love like my rabbi, and give my life away for my rabbi's mission. Ons het vroeër gesing, Here, Heilige Here, U wee is hoër as myne. Here, Heilige Here, laat U wee ook myne wees. Jesus het gekom sodat ons kan sien wat God se wil is, wat sy wee is. Hoe leef ons as 'n disipel anders as mense wat nie Jesus volg nie? Dit help nie ons lewensstyl dieselfde as die ou wat nie God aanbid nie. As ek en jy en 'n moslim en 'n hindoe en 'n boeddhis en 'n anti-kris of 'n ateïs, dankie. Ateïs ook hier, 'n ateïs, bymekaar is en niemand kan 'n verskil in jou lewe sien of tussen julle klomp nie, mis ons ergens die punt. Ek praat nie van Bible bashing, ek praat nie van verse, ek praat nie van Jehova getuies op die kant van die straat sit en jy moet 'n traktaatjie probeer stop nie. Hulle is ook van die pad af. Ander preek. As iemand nie 'n verskil kan sien dat jy 'n disipel van God is nie, dat jy Jesus volg in jou weë nie, dan help dit nie. Ek praat nie van pligte nie, ek praat nie van reëls nie, ek praat nie van wette nie, ek praat van as U werklik God is, as U die seun van God is, wil ek sê wat U sê, wil ek doen wat U doen, wil ek U volg. Die teks wat ek vandag op wil fokus is in die evangelie van Johannes. Hier roep Jesus ons tot 'n dieper, meer doelbewuste lewe in hom. Nou, terwyl ons oor die verse nadink, gaan ek 3 noodsaaklike aspekte van disipelskap uitlig. Eerstens om by Jesus te wees, om soos Jesus te word en om te doen wat Jesus gedoen het. Kom ons lees Johannes 15, 'n gedeelte wat Jesus oor praat met die mense saam met sy disipels wat na hom luister in die skare.
Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot wat aan my nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie uit vrugte dra nie, en as hy nie die wingerdstok bly nie. En so kan julle nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Van sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra omdat julle my disippels is. Jesus sê vir ons hier hoe ons 'n vrugbare, gehoorsame lewe moet leef. Die eerste punt wat ons uitstaan is, Jesus sê vir ons moet by hom wees. Vers 4 en 5. Julle moet by my bly. Jy kan daai verse opsit, denk Matteus vers 4 en 5. Julle moet by my bly en ek in julle. Loot kan nie uit sy eie uit vrugte dra en hy kan nie as hy nie in die wingerdstok bly nie. En so kan julle nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Van sonder my kan julle niks doen nie. Jesus roep vir ons om in hom te bly. Wat dit beteken, die Engels sê dit mooi, to abide in him. Om in hom te bly beteken, ek moet verbind bly in hom. Ek moet in sy teenwoordigheid wees. Net soos 'n loot nie kan lewe nie, hy kry sy lewe en sy krag van die wingerdstok af. Net so groei ons geestelik by Jesus. Sonder hierdie daaglikse koneksie wat ons het met Jesus, gaan ons geestelike lewens nie groei nie. Dit begin by Jesus. Om by Jesus te wees, gaan nie oor godsdienstige reëls of goed wat ek doen nie. Dit gaan oor 'n voortdurende verhouding wat ek het, wat ek kweek deur gebed, deur te worship. Vriende, ek weet elkeen van ons 'n ander geestelike pathway. Myne is worship. Joune is dalk die natuur, of om tussen mense te wees, of om stil te wees, of dalk om iets te lees uit die Bybel uit of 'n boek te lees. Elkeen van ons is verskillend, dis reg. Ons kan nie aanhou verskonings maak om te sê, maar hierdie pas nie regtig vir my of hierdie is nie regtig nie. God is in elke oomblik en elke tyd van alles waar jy is, of jy goed doen, of jy sleg doen, of jy goeie mens is, of jy slegte mens is, God is met jou. Dawid skryf in Psalm 23, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Die Aramees, die Hebreëus wat hy gebruik het, is soos 'n hond wat jou jaag. Sy goedheid en guns jaag jou, want hy wil met alles met jou in 'n intieme verhouding wees. Maar hy gaan jou nie dwing nie. Hy gaan jou nie forceer nie. Maar as ek en jy op 'n plek kan stil word, ek kan sê, maar Here, in hierdie stil oomblik wil ek leer wat in die hart is. Ek wil die stem hoor. Ek wil die krag ontvang wat U vir my gee. Elkeen van ons kan die Here se stem hoor. Dis nie net iets wat in die ou tyd gebeur het of in die Bybelse tyd nie. God praat met jou. Ek is die laaste paar maande, nadat ek in Januarie weg was, dat ek op die retreat was, is ek net al hoe meer bewus hoe God my praat, maar dat ek nie luister nie. Wat ek so vinnig begin anders te redeneer om te sê, maar was dit nou God, of was dit nou ek, of was dit nie die duiwel, of wat was dit? God praat met elkeen van ons. Jy moet net jou ore oopmaak en hoor. Het help nie hanteer die Here soos jou vrou hanteer nie. Sy praat en sy praat en sy praat en sy praat, maar jy luister nie regtig nie. Jy sê net af en toe en aan, ja. God praat met jou. God wil met jou in 'n verhouding wees. Ek sien 'n paar van julle het nou so gemaak. Net soos 'n loot die wingerdstok nodig het om te oorleef, het ons Jesus nodig om te floreer. Hy is die bron van ons geestelike voeding en ons groei. Sonder hom kan ons niks ewigdurend doen nie. Ek wil 'n kort toepassing doen. Daar waar jy is, dink gou saam met my. Hoeveel tyd spandeer jy saam met God? Soos ek vroeër gesê het, hy is altyd by jou, maar is jy bewus van sy teenwoordigheid? Sy teenwoordigheid. Laat staan jy alles waarmee jy besig is, as jy in sy teenwoordigheid is. Ek wil vra net vir jy, dink 'n bietjie, hoeveel tyd spandeer jy? Nie met laat skuldig voel. Maar kyk net gou deur jou week wat verby is. 80%, 10%, net gou voor jy slaap. Kom ons dink net hoeveel tyd spandeer jy saam met hom.
Vriende, dit gebeur nie van self nie. Dit gaan net outomaties gebeur nie. Jy gaan tyd met een kan sit. Ja, jy kan enige tyd met die Here praat, in jou kar, op pad werk toe, enige plek. Maar ergens in jou dag moet jy tyd een kan sit en sê, Here, hierdie tyd wil ek met U spandeer. Of ek in my Bybel lees, en of ek aanbid, of ek musiek luister, wat ook al ek doen, ek wil stil word by U. Want dis die belangrikste eerste stap van 'n disipel. Ek het nou gesê, Jesus was ten volle God gewees. Lees in die evangelies, hoe baie keer Jesus een kant gegaan het, en stil geword het, om met God die Vader te connect, om in sy teenwoordigheid te wees. Want dit is die bron van sy krag, dis waar hy sy energie kry, dis waar hy vandaan gaan om dan te bedien. Want as ek en jy op 'n plek is en ons weet wie ons identiteit is en wie ons is, kan ons dan anders te lewe. Kan ons die duiwel se aanslae teëstaan. Kyk wat gebeur met Jesus. Johannes die Doper doop hom. Toe hy die water uit opkom, sê daar 'n stem uit die hemel uit, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag. Wat gebeur direk na dit? Jesus word in die woestyn gevat deur die duiwel. En wat doen die duiwel? Hy bly hom net die hele tyd vra as identiteit. Hy sê, as jy die seun van God is, dis nou net vir hom gesê deur God die Vader. As jy die seun van God is, laat die klippe verander in brood. As jy die seun van God is, laat die engele kom. As jy die seun van God is. Die duiwel vra vir jou ook, as jy regtig 'n kind van God is, gaan jy hierdie doen. As jy regtig Jesus volg, hoekom doen jy dit? Maar jou identiteit is, Jesus is die wingerdstok, ek is die loot. Hy gee my die krag, hy help my geestelik groei. Daarom is ek as gevolg van hom 'n kind van God. Dit is wat my identiteit is. En daarom wil ek hom nou volg. Daarom wil ek my lewe verander om hom te volg. Die tweede stap in ons reis is om soos Jesus te word. In vers 2, elke loot wat aan my die vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat nog meer vrugte kan dra. As ons aan Jesus verbind bly, verander hy ons. Hy gebruik die woord snoei. Dis die proses wat God gebruik om ons karakter te vorm, maar ook om ons meer soos Jesus te maak. God verwyder dinge uit jou lewe uit. Snoei is nie altyd lekker nie. Dit kan pynlik wees. God verwyder dalk dinge of mense uit jou lewe uit, wat jou keer om te groei en meer soos Jesus te word. Om Jesus te volg is 'n lewenslange proses. Dit is nie net ek het in my hart vir die Here gegee, so ek is alright, ek het my kaartjie hemel toe, nou kan ek aangaan nie. Dis 'n lewenslange proses, en daai transformasie gebeur nie per ongeluk nie. Dis iets wat ek en jy moet doen, wat ons onsself moet verbind aan God, aan Jesus, en toelaat dat sy woord ons harte verander, en ons vorm deur ons te snoei, om meer soos Jesus te word. Jesus wys vir ons hierdie voorbeeld van volmaakte liefde en heiligheid, en soos ons groei, weerspieël ons meer Jesus se karakter en sy lewe. Mense met die vrug van die Gees in ons kan sien, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Toepassing, daar waar jy sit, dink 'n bietjie, laat jy toe dat God jou snoei? Is daar areas in jou lewe waar God jou roep om te verander, om dalk anders te lewe? Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Die derde en die laaste stap is, ons moet doen wat Jesus gedoen het. In vers 10 en tot 12, as julle my opdragte uitvoer, sal julle my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer, en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. In vers 16, julle het nie my uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. God het tot jou genader. Het gaan nie oor jou geloof in God nie, het gaan oor God se geloof in jou. Julle het nie my uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. Om Jesus se opdragte uit te leef en sy voorbeeld te volg, moet ons Jesus se lewe van liefde, diens, nederigheid en gehoorsaamheid aan die Vader, wat hy vir ons gemodelleer het, ook leef. Hy het ons 'n nuwe gebod gegee, om ander lief te hê. Jesus bid om te sê, ek bid dat julle mekaar sal lief hê, as julle my lief het. My vraag aan jou is, daai gebed van Jesus beantwoord of nie? Want as ek en jy mekaar nie lief het en ons vyande lief het nie, word Jesus se gebed nie beantwoord nie. Hy sê so, dis waar ons volkome blydskap gaan kry, is wanneer ons mekaar lief het, soos wat hy ons lief het.
Ons moet doen wat Jesus gedoen het. Ons moet anders te leef. Hierdie liefde is nie 'n gevoel nie. Dis 'n besluit wat ek neem. Dis 'n aktiewe, selfopofferende liefde wat ander mense dien en hulle behoeftes voldoen aan. Dis anderster as die wêreld. Wanneer ons by Christus is ons op 'n plek waar ons kan sê, as ons sy lewe modelleer wat hy op aarde vir ons gewys het, dan transformeer ons, dan bemagtig dit ons uit sy krag uit om anderster te leef. Toepassing, dink vir my, wat is die maniere waarop God jou roep om soos Jesus op te tree? Miskien roep hy jou om iemand te dien, om iemand dalk te vergewe, of dalk om die evangelie met iemand te deel. Omdat Jesus ons roep, moet ons iets doen, dis 'n aksie wat ek moet doen. Iets wat hy klaar gedoen het. Dalk wil jy sy voorbeeld volg om gedoop te word. Ons gaan die 13 April in die diens mense doop. As jy jouself wil laat doop, ek jou naam agter by die infodesk opgee. Dink vir my rukkie net, waartoe roep Jesus jou dalk nou in hierdie oomblik? Vriend, om by Jesus te wees beteken om in hom te bly, om daagliks tot hom te nader in sy teenwoordigheid, deur aanbidding, deur sy woord te lees. Ons word soos Jesus, as die Heilige Gees toelaat om ons te transformeer en alles met ons te snoei tot ons meer soos Jesus lyk, tot ons sy karakter weerspieël. En om te doen wat Jesus gedoen het, beteken om ander lief te hê wat Jesus lief gehad het. En om onbaatsigtig ander mense te dien. Ek bid al julle week en ek bid in my hele hart, dat as jy vandag hier uitstap, dat jy weet Jesus is by jou. Dalk keer iets jou, dalk, ek weet nie, dalk overthink ek. Maar vriende, dit is die basis, as jy nie in jou geloof weet, God is lief vir jou, God is met jou, hy wil nie 'n verhouding met jou wees, hy is elke oomblik by jou nie. Waar baseer jou geloof dan? Ja, nou kom elke week kerk toe. Dit is great, dit is so great om julle hier te sien. Om elke week kerk toe kom, maak jou nie 'n Christen nie. Ek kan vir julle week in McDonald's se kombuis sit, dit maak my nie 'n hamburger nie. Jy kan elke keer vir mense net sê, ek raak suur hier oor want ek's 'n Christen. Ons Christene doen dit, ons doen dit. Maar wat doen jy? Nie wat sê of preek jy nie. Leef jy, do you walk the talk? En dit begin met daai verhouding, dit begin om te sê, maar ek kry my krag van die wingerdstok af. Ek wil meer vrugte dra, laat God my snoei. So my hartsbegeerte is, dat as ek weet ek rond myself, my hartsbegeerte is, hoor my hart, vriende, dat jy net sal weet, God is onvoorwaardelik lief vir jou. Hy wil met jou connect net waar jy is, maak nie saak waar jy is, maak nie saak wat jy gedoen het. Al voel dit nie vir jou of hy by jou is nie, al voel dit vir jou of hy nie jou gebede verhoor nie, God is met jou. God is lief vir jou. En kom ons eer hom deur ons lewens, deur ons harte en ons lewens vir hom te gee. Kom ons sluit die oor, dan bid ek vir ons. Vader, dankie vir u liefde. Jesus, dankie dat u bereid was om te sterf in ons plek. Heilige Gees, dankie vir u teenwoordigheid, dat u ons lei en herinner alles wat Jesus vir ons gesê het. Here, ek bid dat alles wat van my afkom, of wat my mond het gekom het, wat nie sin maak, dat die mense het sal vergeet, voor hulle uitstap, maar Here, dit wat van u afkom, Heilige Gees, dat u dit op hulle harte sal druk, dat hulle u stem sal hoor. Here, ek glo so dat u hier is, dat ek bid dat daar waar ons nou elkeen sit, dat ons u teenwoordigheid sal voel, fisies. Heilige Gees, kom oor ons, raak ons aan. U ken elkeen van ons is hartseer, van ons is moeg, van ons is op 'n goeie plek nie. Maar Here, u is met ons. U sê vir elkeen van ons, my seun, my dogter, jy is my geliefde kind. Dankie vir u liefde. Dankie dat u met ons is, dat u altyd beskikbaar is. En ons is baie lief vir u en die gemeente antwoord. Amen. Vriende, community is vir ons baie belangrik. Ons wil geleenthede skep. Een van die geleenthede wat ons skep is, ons paasete, waar ons graag om 'n lang tafel wil sit en saam celebrate die 16 April. Jy kan gerus daar agter net jou naam opskryf. Dan het ons ook
ons Coffee for the Bible. As jy vandag vir die eerste keer by ons kuier, kan jy gerus vorentoe kom. Ek het vir jou 'n voucher, ek wil jou graag ontmoet, wat jy kan verniet kry. Dis 'n cashless koffie aan daai kant, dat ons gewone koffiespasie en koffie en tee aan die linkerkant, net so lekker koffie, dis verniet. So jy kan gerus daar kry en kom ons kuier lekker saam. Ontvang die seën van die Here. Maar God se liefde en die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen.